Ek hoop jy het vanmôre jou Bybel saamgebring, want ons skerms is dood, so jy sal vanmôre bietjie jou Bybel moet oopmaak. Ek dink ons het so gewoond geraak aan tegnologie, dat ons baie keer so bietjie in die knie of in die heup geskiet word, wanneer ons dit nie het nie. So baie dankie, dat jy dan ook vanmôre jou Bybel hier het en gereed is om te hoor dit, wat die Here dan ook vanmôre vir jou wil doen. Ek wil mooi vra dat jy vanmôre jou Bybel saam met my sal oopmaak, daar by Psalm 73. Psalm 73, vers 13. Julle sal nou nie glo nie, ek het gisterand hierdie kerk se foon gesoek en ek kon hom nêrens kry nie. En toe ek my Bybel nou oopmaak, toe val hy uit my Bybel uit. Ja. Psalm 73, vers 13. Ek wil vanmôre, wil ek so 'n bietjie met jou praat oor die tema, 'n groot raaisel. Ek wil praat oor die tema, 'n groot raaisel. Kan ek gou sien, wie hou van 'n raaisel? So 'n bietjie 'n speurverhaal. Ons is nogal lief, ek en Ilse, om hierdie polisie speurder flieks te kyk, waar jy moet uitvind heeltyd wie's die moordenaar en wie die moord gepleeg en waar is dit gedoen. Dit is nogal so 'n bietjie opwindend om al hierdie inligting bymekaar te maak en dan moet jy bietjie kyk na wie en wat en waar en waarom. Nou vanmôre wil ek so 'n bietjie met jou praat oor die tema 'n groot raaisel hier in die Bybel en ons gaan ook so 'n bietjie die inligting wat ons het bymekaar kry om te kan kyk of ons nie 'n antwoord het op hierdie groot raaisel nie, maar net so vir die van. Wat het 'n nek maar het nie 'n kop nie? Wat het 'n nek maar nie 'n kop nie? Terwyl ons nou praat van 'n raaisel. Wie weet, wat het 'n nek maar nie 'n kop nie? 'n Bottel. Nommer 2. Wat het tande maar kan nie byt nie? 'n Kam. Nommer 3. Wat het oë maar kan nie sien nie? 'n Aardappel. Laaste een. Wat loop maar het nie bene nie? Water. Tyd ook. Ja. En vanmôre, hierdie is nou net so vir interessantheid, maar vanmôre wil ek regtig bietjie met jou praat oor een van die grootste raaisels in die Bybel en ook vandag nog. En dit kom hier uit Psalm 73. Nou, kom ek begin voor. Psalm 73 is 'n psalm van Asaf. Nou Asaf was een van die groot tempelleiers in Dawid se tyd. Hy was ook nie net 'n tempelleier nie. Hy was ook een van die musikante in die tempel gewees in Dawid se tyd. En hy skryf 'n gedig en hy maak die opskrif hier in Psalm 73. Hy sê 'n groot raaisel. En die raaisel, kom ek vertel jou dit gou. Die groot raaisel wat Asaf, die musikant en hierdie groot man in Dawid se tempel geondervind het, was dat daar baie kere in ons lewens het die goddelose meer voordeel as die regverdige. Wie weet waarvan ek praat? Dit is asof die goddelose baie maklik deur die wêreld gaan, terwyl die godvreesende so bietjie sukkel om deur die lewe te gaan. Dit lyk asof die voorspoed van die goddelose baie meer is as die voorspoed en dit wat die godvreesende in hierdie wêreld kry. En hierdie psalm is ongeveer 3 tot 4000 jaar teruggeskryf. En Asaf, hierdie man skryf 'n psalm en hy sê, Here, hierdie is vir my 'n raaisel, dat die goddelose wegkom met sekere dinge, maar dat die godvreesende altyd, dit lyk vir hom asof hy altyd so aan die kortste end trek. Hy skryf byvoorbeeld in die eerste paar verse skryf hy 'n paar dinge. Hy sê ek wou my so half 'n bietjie jaloers geword het op die voordeel van die goddelose. Hy sê hulle het geen kwellings nie. Hulle bly gesond, hulle eet en hulle word vet. Hulle het geen moeite in die lewe nie. Daar's geen plaag wat naby hulle tent kom nie. Hulle lyk so 'n bietjie onbesorgd en hulle rykdom vermeerder net al hoe meer en al hoe meer. Wie weet waarvan ek praat vanmôre? Die raaisel van die eeue. Maar hier kom hy in die volgende vers en hy antwoord homself, vers 13. Hy sê, waarlik, te vergeefs het ek my hart rein gehou en my hande in onskuld gewas. Kyk gou vir my. Asaf sê,
Dit voel vir my, in my eie woorde, asof dit te vergeefs is om die Here te dien, my hande rein te hou, my hart skoon te hou, want ek kry geen voordeel uit nie. Die goddelose is nog steeds meer as ek. Nou kom gou-gou, wie weet waarvan ek praat vanmôre? Jy ervaar dit dalk nie nou nie, maar iewers in jou lewe het gesê, man, is dit die moeite werd om die Here te aanbid? Kom aan, gebeur dit in Klerksdorp? Is dit die moeite werd? Sjoe, pastoor, ek doen alles volgens die boek. Ek betaal alles wat ek moet volgens die regte manier. Ek gee die kerk wat hom toekom, ek gee die keiser wat hom toekom. Sjoe, maar ek kom net nie voor nie. Dis asof die goddelose die heeltyd 2 tree voor my is. En hier skryf hy, sê, was dit dan te vergeefs? Vers 14. Hy sê, die hele dag toe is ek geslaan en my tigtinge was daar elke môre. Hy sê, elke môre is daar 'n nuwe krisis waarmee ek moet deel. Dan skryf hy in vers 15. Hy sê, as ek gesê het, ek wil ook so spreek, dan sou ek ontrou gewees het aan die geslag van my kinders. En hier kom die raaisel. Hy sê, toe het ek nagedink om dit te probeer verstaan, maar dit was baie moeite in my oë. Asaf sê, ek het probeer om dit vir 'n oomblik, om hierdie raaisel so bietjie te probeer verstaan. Hoekom gaan dit so goed met die goddelose? En hoekom trek die godvreesende altyd aan die kortste end? Of so lyk dit vir hom. Daar's 'n spreekwoord wat sê, waarom gebeur slegte dinge met goeie mense? Wie dit al gehoor? Die Engels is my nogal mooi. Hy sê, why do bad things happen to good people? Dis die raaisel van die lewe. Dis die raaisel van geslagte lank. Hoekom moet dit so gebeur? En ek hoor party mense in die week, praat ek met iemand en hy sê, pastoor, my probleme kom in 3. Wie dit al gesê? My probleme kom in 3. Eers is die kar se battery, dan is die hekmotor, dan het ons die krag nie. Ek praat vir myself hierdie week. In 7's. Iemand het eendag gesê, when it rains, it pours. Dit is nie net een probleempie nie, dit kom aanhoudend en dit kom aanhoudend en dis nie as my probleme kom nie, dis wanneer dit kom. Wie weet waarvan ek praat? Wie het al oor hierdie raaisel gewonder? Is dit net ek? Kom aan, kom aan. Dit lyk partykeer asof die goddelose so bietjie lekkerder lewe as die godvreesende. En Asaf het nie te vergeefs gesê, dis met baie moeite dat ek probeer om dit te verstaan, want ek kry dit nie reg nie. Nou hoor gou wat sê die Bybel. Paulus skryf in Romeine 8:36. Nou, Paulus was die man wat 2/3 van die Nuwe Testament geskryf het. Dis hy wat 'n ontmoeting gehad het met 'n lig. Man, daar is seker geen beter apostel as Paulus nie. En Paulus skryf in Romeine 8:36, hy sê, Here, om U ontwil word ek die hele dag gedood en word ek gereken as 'n slagskaap. Wie het al so gevoel? Ek lees daar in 2 Timoteus 3 vers 12, Timoteus sê, almal wat God vrug wil dra, moet weet dat jy gaan vervolg word. As jy reg lewe, gaan jy vervolg word. 1 Petrus 4 vers 12 sê, geliefdes, kan ek 'n geliefde sien? Hy sê, verbaas julle nie oor die vuurgloed van die vervolgings wat na jou kant toe gaan kom nie. Swaar kry is nie vreemd vir mense wat die Here voluit aanbid nie. Ja, Johannes 15 vers 20. Jesus is aan die woord. Hy sê, as hulle my dan vervolg het, hoeveel te meer nie vir julle nie. Dit bly die raaisel van die eeu. Why do bad things happen to good people? Ek weet nie, ek het nie die antwoorde nie, maar ek het so 'n bietjie in die Bybel begin rondblaai en ek het 'n paar goedjies begin rondskryf en hoor gou my hart, as jy die antwoord op hierdie vraag kan kry, skryf 'n boek, verkoop hom, jy gaan skatryk word. Maar ek het 'n paar dinge bymekaar gemaak en ek wil tog vanmôre so 'n bietjie met jou daaroor praat en vir jou 'n bietjie hoop gee. Ek weet, stop gou, ek weet,
Psalm 34 vers 16 sê, dat die Here is naby die gebrokenes van hart. So al gaan ek deur moeilike dinge, is die Here naby my. Jesaja 43 vers 2, ons ken dit, as ek deur die vuur gaan, as ek deur my moeilike tyd gaan, is die Here by my. 2 Korintiërs 4 vers 8 sê, ek is bedruk, maar ek was nog nooit te neergedruk nie. Johannes 15:33 sê, in hierdie wêreld, Hartbeesfontein, Noordwes, gaan jy dit moeilik hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld reeds oorwin. Ja, die goddelose lyk asof dit met hom goed gaan, maar die Here is nog steeds aan my kant, moet net nooit sy hand los nie. Maar die raaisel bly in my kop wakker van, Here, hoekom? Here, hoekom? Ek sit gister daar by my pa in die huis en, hy's siek. En ek sê, Here, hy was 'n goeie man. Hy het altyd vir almal goed gedoen. Ek verstaan dit nie. Wie het dit al gevra? Kom aan. Is dit net ek? Hoor gou wat sê die Bybel. Jeremia 12 vers 1. Jeremia is aan die woord, né? Hy's 'n profeet van die Here. Hy sê, waarom gaan dit goed met die goddelose? Hier is 'n man wat naby die Here gewoon het. Ek lees daar in Johannes 21, in Job 21 vers 7, hy sê, waarom bly die goddelose lewe en hulle word al hoe ouder, terwyl die Godvreesenes vroeg doodgaan? Habakuk 1 vers 13 sê, waarom, Here, kyk jy toe as die goddelose besig is om die Godvreesenes te verslind? Dis 'n paar groot profete in die Bybel wat vra. Ek lees daar in Psalm 10, Dawid skryf, Here, waarom bly U so stil? Here, hoekom is U so ver weg? In my storms het ek U nodig. Paulus skryf in 2 Korintiërs 1 vers 8, hy sê, ek het swaar gekry, Here, bo my kragte. Wie het al bo jou kragte swaar gekry? Here, ek kry swaar bo my kragte. Kan jy sien? Dis nie net ek wat die raaisel vra nie. Dis groot godsmanne, dis groot profete, mense wat naby die Here geleef het, wat gesê het, Here, ek verstaan dit nie. Ek weet nie hoekom laat U dit toe nie. Ek weet nie wat is die rede nie. En ek skryf 'n paar dinge neer en ek weet dis nie die alfa en die omega nie, daar's ander redes, maar ek het myself gevra, Here, ek wil weet hoekom. Gee my net so 'n idee sodat ek weet hoe om dit te kan hanteer. Hoekom gaan dit sleg met goeie mense? Nommer 1. Ek en jy bly in 'n gebroke wêreld. Punt. Ek kan eintlik nou huis toe gaan. Ek lees in Genesis, die Here sê toe hy alles klaar gemaak het God gesê, en dit was goed. Wat is goed? Perfek. Volmaak. Net soos wat dit wou gehad het. Man, dit was binne in 'n vakuum gewees. God se teenwoordigheid was daar. Daar kon niks bykom om dit beter te maak nie. Maar ek en jy bly nie meer in die tuin van Eden nie. Daar het 'n sonde gekom. Iets wat die hele reinheid, die hele volmaaktheid kom wegvat het. En nou is ek en jy in 'n gebroke wêreld. God het self gesê, met sweet sal jy jou brood verdien en met pyn sal jy kinders in die wêreld kry. Dit was nie in die tuin gewees wat Kain en Abel moeilikheid met mekaar gehad het nie. Dit was juist buite die tuin gewees, omdat die volmaaktheid van dit wat God geskaap het weg was. En omdat die volmaaktheid weg was, het die gebrokenheid ingekom. En daarom is die wêreld die mekaar. En daarom gebeur slegte dinge met goeie mense. Daarom raak goeie mense ook siek. Daarom kry goeie mense ook kanker. Daarom is daar natuurrampe oor die goeie mense ook. En het ons ander dinge wat vir ons ongemaklik is. Hoekom? Want die wêreld is nie meer soos God dit gemaak het nie. Gebroke. Ek lees daar in Romeine 8:22, hy sê, want ons weet dat die hele skepping van God is besig om te sug. Hy's besig om te sug oor die moeilikheid, oor die drama, oor al hierdie hartseer wat rondom ons is. Selfs God het in Genesis 6 gesê, ek is spyt ek het hierdie wêreld gemaak. Die harmonie, die vrede, daardie idilliese omgewing, daai volmaaktheid is weg. En hoor gou my hart, dis nie omdat jy iets verkeerd gedoen het, dat God besig is om jou te straf nie. Jy bly net eenvoudig in 'n gebroke wêreld,
vol foute met mense met hulle eie keuses, hulle eie wille en ek en jy moet daarmee saamleef. Ek lees in Matteus 5:45, die son kom op net oor die goeie mense. Die son kom op oor die goeie en die slegtes. En daarom, in hierdie gebroke wêreld, is ek en jy maar deel van dit. Kan ek jou gou iets vertel? Seker so 10 jaar terug, het een van my skoolvriendinne se man gaan jag saam met hulle kinders, klein seentjies. Die seentjie het agterop die bakkie gesit en sy pa het oor 'n klip gegaan en die bakkie het daardie beweging gemaak en die seentjie val af en hy val op 'n klip en hy sterf. Klein seentjie. Klein seentjie. 'n Week daarna sit ons by Oase in die begrafnis en hulle het 'n dominee gekry om die diens te doen, dominee Botha. En ek sal dit nooit vergeet nie. En sy eerste paar woorde vir die familie wat hartseer was die volgende. Ek weet nie hoekom gebeur dit nie, maar ek weet, ons bly in 'n gebroke wêreld. In 'n gebroke wêreld. Ek en jy is nie gevrywaar van hartseer nie. Ons is nie gevrywaar van sekere dinge net omdat ons Godvreesend is nie. Hoor jy my hart? Want die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en hy kyk wie hy kan verslind. Maar, dankie vir 'n maar. Ek het goeie hoop vanmôre vir jou. Romeine 8:18 sê, dat die lyding wat ek en jy op die aarde gaan hê, sal nooit opweeg teen die ewige heerlikheid wat daar bo vir my wag nie. En daarom dra ek my pyn, daarom dra ek my hartseer, daarom dra ek my siekte. Dit is nie lekker nie, dit is nie vir my wat ek wil hê nie, dit is nie lekker om dit te sien nie, maar ek dra dit, want hierdie is tydelik, maar daardie is ewigheid. En ek het gekom vanmôre met dalk met 'n bietjie sterker woord. Ek wil vanmôre vir jou sê, jy moet vanmôre meer bid as ooit tevore. Jy moet meer as ooit tevore die bloed van die lam oor jou familie en jou huis smeer, want die Here weet, die duiwel is lus vir die kinders van God. En in hierdie gebroke wêreld moet ek en jy so lewe dat ons onder die bloed van die lam bly. Nommer 2. Hoekom gebeur slegte dinge met goeie mense? En voor jy uithardloop, hoor my eers uit. Want die Here gee, maar die Here neem. En ek wil in die begin sommer sê, die Here maak nie dood nie. Hallo? Hy het gekom om te lewe. Ek lees iets daarin in Job 1:21. Hy sê, nadat Job baie dinge verloor het, sê Job die volgende. Hy sê, die Here het gegee en die Here het geneem. Laat die naam van die Here geprys word. Wie het dit al nie gelees nie? Wie het dit nie gelees nie? Ons ken dit. Alles in hierdie wêreld wat ons het, is genade. Alles wat jy het. Elke ding wat jy besit, is net aan jou geleen. Hoor gou, jou gesondheid, jou familie, jou besittings, jou werk, alles wat jy het, is net vir 'n oomblik aan jou geleen. Jakobus 1:vers 17 sê, elke goeie gawe en elke volmaakte geskenk kom van bo. Dis net vir 'n oomblik aan jou geleen. En die Here gee dit vir jou om dit te geniet, om dit te deel, om die lewe vir jou lekker te maak, om vreugde te hê, om vergenoeg te wees met alles wat jy het. Dit is wanneer die Here vir jou gee. Maar ons vergeet baie keer dat die Bybel sê, die Here gee, maar die Here neem ook baie keer weg. Pastoor, waarmee is jy besig? Ek sê nie vanmôre dat God die ouditeur is van hartseer en kwaad nie. Hoor jy my hart? Hy's nie die skrywer van ongeluk nie. Ek kry hierdie beeld in my kop en ek dink jy sal weet waarvan ek praat. Toe ons kinders klein was, het ons vir hulle sulke stompskertjies gekoop. Ek weet nie of jy dit nou nog kry nie. Maar so nou en dan het Annika 'n lekker sker in die hande gekry en dan het sy prentjies probeer uitknip en dan roep ons dan kom sy aangehardloop maar die skertjies in die hand. Wie weet waarvan ek praat? En dan neem ons die skertjie by haar en dan gooi sy 'n tantrum met daai klein lyfie soos nog nooit van tevore nie. Want dis myne en ek is groot, ek kan met hierdie skertjie werk. En toe ek daaraan dink, toe sê die Here, hoor gou vir my, partykeer neem ek dinge uit jou lewe uit weg waarvoor jy nog nie gereed is nie.
En dan sê ons, Here, ek is kwaad. Here, U is die ouditeur van die moeilikheid. U is die ouditeur van die donker en van die dood. Here, dit het so goed gegaan. En die Here sê, as jy maar net weet wat ek weet, sal jy toelaat dat ek uit jou lewe uitneem wat nie vir jou goed is nie. En toe ek dit besef hierdie laaste 2 dae, toe sê ek, Here, ek besef nou dat ek weet bitter min en U weet alles. Job skryf, Here, hoe kan ek probeer om vir U voor te skryf? Here, hoe kan ek probeer om God te verstaan? Ek weet nie hoe dit werk nie, maar as ek die hand van die Here wat gee wil hê, dan moet ek ook die hand wat neem kan aanvaar. En dan skryf hy hierdie besonderse woorde, hy sê, loof die Here. Here, as ek het alles wat my hart begeer, dan loof ek die naam van die Here. En as die Here partykeer goedjies moet wegvat, dan loof ek die naam van die Here. Hoekom? Romeine 8:28, want alles sal in elk geval ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet. En as hy dan ietsie moet vat, dan sê ek, Here, dis nie lekker nie. Here, ek verstaan dit nie, maar ek berus in die wete dat God alles ten goeie vir my sal meewerk. En daarom gee die Here en hy neem, want hy weet beter. Hallo? Weet al iets wat jy verloor het, en oor 10 of 15 jaar as jy terugkyk en sê, "Sjoe Here, ek verstaan nou 100%. Ek verstaan nou 100%. Die skêr sou my lewe gekos het, maar U het dit weggevat. 'n Gebroke wêreld, verseker. God gee en neem, verseker. Dit bring my nommer 3 uit. Hoekom gebeur slegte dinge met goeie mense? En ja, ek dink jy het eers daaraan gedink, ons word getoets. Hallo? Dis lekker om toets te skryf, né? Heerlik, 'n heerlike storie. En dis tog die eerste ding waaraan jy gedink het. Job skryf, en as jy sy hele verhaal lees, dan sien jy dat die Here was eintlik besig om sy karakter so bietjie te toets. Hy sê tog vir die duiwel, het jy bietjie gekyk na my seun Job? Het jy bietjie ag gegee op Job? Weet jy wat jy doen, Job? Job is 'n vrome man, hy bly my aanbid, hy bly die regte ding doen, en dan sê die duiwel, ja, Here, lig net so bietjie die hand van hom af, dan kyk ons wat gebeur dan. Hallo, weet jy waarvan ek praat? Terwyl dit met my goed gaan, man, is ek 100% uitverkoop vir die evangelie. Maar as die Here so bietjie aan my goedjies vat, of bietjie aan my gesondheid vat, dan raak ek nikkerig. Hallo? Partykeer wil die Here net jou geloof toe. Jakobus 1:2 sê, ag dit loutere vreugde, wanneer anderlei beproewings na julle kant toe kom, want die beproewing van julle geloof bewerk volharding. En die Here wil kyk wat gaan binne in jou aan. Net partykeer, hoor my hart, net partykeer stuur die Here iets na jou kant toe, net om te kyk wat in jou hart aangaan. En ek sê nie die Here toets jou nie, hy gebruik dinge wat in jou lewe aan die gang is, om te kan kyk, hoe lyk jou karakter? Hoe lyk jou geloof? Hoe sterk is jy? Wat sal jy doen as daar dinge na jou kant toe kom? Gaan jy daar ondersoek of gaan jy opstaan? 1 Petrus 1:6 bevestig dit, dat net soos wat goud deur 'n vuurproses moet gaan, so moet ek en jy so nou en dan deur die vuur gaan, om te kan kyk wat aan die ander kant uitgaan. Hoor gou mooi, ek het hier geskryf, sonder druk gaan jy nie groei nie. Sonder 'n toets gaan jy nie dieper word nie. Sjoe, dis die raaisel van die eeue. Here, hoekom gebeur dit? Maar partykeer moet jy net, wanneer iets met jou gebeur, sê, Here, is hierdie 'n gebroke wêreld? Is hy besig om te neem, of is hy net op hierdie oomblik besig om my geloof en my karakter te toets? As ek weet ek skryf toets, dan is ek voorberei. Jy moet nie mis wat ek nou vir jou sê nie. As ek weet ek gaan toets skryf, dan is ek voorberei. Is jy voorberei vir die storm? Hallo? Is jy voorberei? Want miskien net, wil die Here deur hierdie situasie, en ek sê weer, die Here kan jou nie verlei nie, hy kan jou nie versoek nie, die Here toets ons nie, maar hy kan dinge wat in jou lewe gebeur as gevolg van die gebroke wêreld, kan hy gebruik om jou karakter te bepaal.
Toetse is nie bedoel om jou te vernietig nie. Dis bedoel om jou beter aan die ander kant uit te bring. En partykeer, dan vergeet ek Romeine 5 vers 3 sê, dat die verdrukking lydsaamheid bewerk, en die lydsaamheid beproefdheid, en die beproefdheid gee hoop. En ek het hoop te midde van my storms, hoop te midde van my toetse, want ek weet, as ek hierdie kant uitkom, is hierdie toets klaar, afgehandel, gemerk, ek gaan hom nooit weer skryf nie. Baie van ons Christene skryf die een toets oor, en oor, en oor, en jy gaan nie na die volgende vlak toe nie. Stanley, weet jy waarvan ek praat? As jy die gelooftoets dryp, gaan jy nie môre liefdetoets skryf nie. Jy moet eers die gelooftoets doen. Vir jou eie onthaalwe, slaag die toets, man. Slaag die toets, sodat ek kan vorentoe gaan. Nommer 4. Ons het heerlike sop en vetkoek. So ek gaan lank preek, sodat jy kan lekker honger word. Marinus, jy moet hom net roer so nou en dan. Nommer 4. Net soms, is ek en jy op 'n verkeerde plek. En ek praat vanmôre met jou oor fisies en geestelik. Fisies en geestelik. Kom aan, jy ken Jona. Die Bybel sê, die Here sê vir Jona, jy moet Ninive toe gaan. Hy sê, Here, ek sal Tarsis toe gaan. En hy klim op 'n boot, en toe op hierdie boot is, kom daar 'n storm wat nog nooit gesien was in daardie provinsie. En hulle trek looitjies en hulle vra vir Job, is jy nie dalk die rede dat ons nou in 'n storm sit nie? En dan sê hy in vers 12, hy sê, ek weet dat dit om my ontwil is dat julle in 'n storm is. En hulle gooi hom af, en hulle sê toe hulle hom afgegooi het, vers 14, hierdie 7 daar. Want jy sien, Jona was op die verkeerde plek. Hy was op die verkeerde plek, fisies, maar ons kan ook baie keer geestelik op die verkeerde plek wees, en dan gebeur daar dinge in ons lewens, sodat ek en jy van die boot kan afkom, sodat God op bonatuurlike maniere ons op die plek kan kry waar hy ons wil hê. En ek wil gou vanmôre vir jou iets sê. Jy moet leer om te kan onderskei. 2 dinge. Wanneer daar dinge in jou lewe verkeerd is, dan moet jy na jouself kyk en sê, Here, is ek nou op die verkeerde plek? Fisies of geestelik? Want hier's 'n storm in my lewe. En Here, dan wil ek hê jy moet my help dat ek op die regte plek kom. Nommer 2. As jy in 'n storm is, dan moet jy so 'n bietjie vir jou man en jou vrou vra, is jy op die regte plek? Want die boot is in 'n storm. Sjoe, jy moenie mis nie. Dis nie my storm nie. Maar iemand naby my is in 'n storm, omdat hy nie op die regte plek is nie, en die hele bemanning gaan swaar trek. Daarom moet jy bid, en vra, Here, plaas ons op die regte boot, na die regte plek toe, sodat ons nie die storms van die lewe kan kry nie, maar dat ons kan word, dit wat U oor ons droom. Jesaja 53 vers 6 sê, ons het almal gedwaal en so skape ons eie pad probeer loop. Wie weet waarvan ek praat? En wanneer jy so entjie geloop het, dan kom jy agter, dis nie waar jy moet wees nie, kom net terug, sodat jy nie die probleme van die lewe moet kry nie, sodat die Here jou nie hoef oor die boord te gooi nie. Miskien is dit 'n fisiese plek. Miskien is dit 'n geestelike plek. Miskien moet jy bietjie gaan kyk wat in jou lewe aan die gang is. Want lyding buite God se wil is baie erg. Wanneer ek buite God se wil is ek buite God se beskerming. Jy gehoor wat ek sê? As ek buite God se wil is ek buite God se beskerming. Andrew Murray, ek kry baie van sy goed die laaste paar dae. Hy het geskryf, hy sê, die regte mense op 'n verkeerde plek kan meer skade doen as goed. Wie dit al gehoor? Die regte mens, pastoor, ek is uitgeknip vir hierdie ding. Ek is die regte mens. Hoor my hart. Die regte mens op die verkeerde plek, op die verkeerde tyd, kan meer skade doen as 'n verkeerde mens op 'n regte plek. En daarom moet ons bid en sê, Here, dis chaos in my lewe. Dis een ding na die ander ding. Is ek nie dalk nie hier waar ek moet wees nie? Ek lees in 1 Konings 19, kom die Here by Elia en hy vra hierdie woorde. Ek het een Sondag net oor dit gepreek. Hy sê vir Elia, Elia, wat soek jy hierso? Hallo?
Dis asof die Here die deur van die hemel so oopgemaak het en so afgekyk het en vir Elia gesê, Elia, wat soek jy in die grot? Het ek jou nie gestuur om die woord te verkondig nie? Wat soek jy in die grot? En Elia antwoord hom, hy sê, ag Here, dis nie die moeite werd om te lewe nie. Niemand hou van my nie. Ek is baie ongewild, ek is maar klein en ek is nederig en ek het maar besluit ek gaan in die grot sit. En die Here vra hom weer, Elia, ek vra jou mooi, wat soek jy hier? Jy moenie hier wees nie. Doen waarvoor jy geroep is. Doen waarvoor jy geroep is. Doen wat jy moet doen. Kry die doel en doen dit. Man, ek preek elke tweede Sondag daaroor. Vervul jou roeping. Kom op die plek uit waar God jou wil hê, sodat jy kan ophou om die probleme van die lewe te kan hanteer. Jy is nie waar jy moet wees nie. Iemand moet hoor vanmôre, jy is nie waar jy moet wees nie. Jy is nie besig om te doen wat jy moet doen nie. Jy is nie besig om dit wat jy moet doen uit te leef ten volle nie. En die Here wil vir iemand vanmôre sê, kom reg. Wat soek jy hierso? Wat soek jy hierso? Nie in die kerkie. Nommer 5, en hier is my probleem. Partykeer moet die Here my so 'n bietjie uit my comfort zone uithaal. Man, jy kan ons vanoggend sien ek is gerattel want die skerm is stikkend. Dan weet ek nie moet ek sing of moet ek geld opneem nie. Man, ek hou van my goedjies, Sans, en ek dink jy is ook so. Ons hou van ons goedjies, moet so in boksietjies wees. Dis ook gemaak is. En partykeer moet die Here so bietjie die stoel net onder my ruk en dan sê, kom aan, hallo. Ek hoor, skus, verlede maandag toe ek mark toe is en ek ry terug, luister ek RSG, en daar's 'n vrou op die radio, hulle het 'n onderhoud met haar, hulle het so 'n finansiële program van mense wat hulle eie besighede begin. En sy vertel hoe sy 'n huisvrou was vandat sy na man getroud is. Sy was hier diep in haar 50's. En haar man word afbetaal en in 'n kwessie van 2 of 3 of 4 maande het hulle besig om al hulle spaargeld te verloor. Dit gaan regtig met hulle swaar en sy besef sy moet opstaan en iets doen. Sy moet opstaan en iets doen. En sy begin 'n baie simpel ding. Sy maak die swart sakke. Wie het al daardie swart sakke gekoop met die rooi toutjies wat jy die sak so kan knoop? Uit desperaatheid, omdat sy sukkel om die asblikke se sakke uit te haal, maak sy hierdie rooi puntjies en sy sit dit in 'n sak en sy maak 'n multimiljoen rand maatskappy oop. Sou dit gebeur het as haar man nog werk gehad het? Nee. Dan sou ek en jy nou nog die sakkies geknoop het met die hand. Maar die Here kom en hy sê, ek het 'n droom oor jou. Ek het iets binne in jou ingeplaas, maar jy's so tevrede met wat jy het. Ek moet die stoel so 'n bietjie onder jou uitblik. En miskien net, dis nie jy nie, is ek. Miskien net moet daar so 'n bietjie onstuimigheid kom, sodat iets kan gebeur, sodat jy vanmôre kan besef, jy is nie waar jy is nie, jy is geroep vir groter dinge. Matteus 28 vers 19 sê die Bybel, en die Here het gesê, sit en wag tot ek die Heilige Gees uitstort. Nee, hy sê gaan. Gaan dan heen, nie sit en wag nie, gaan, jy's geroep vir meer as dit. Pastoor, ek hou van die rustigheid, ek hou van die bekendheid, ek hou van hierdie reëls en die swart en die wit, en die ander goed maak my ongemaklik, dit gee my so 'n bietjie spanning. Man, kom oor jouself en doen waarvoor God jou geroep het. Jou comfort zone maak dat jy is waar jy is. Ek kan jou ure besig hou met verhale van mense wat net opgestaan het en gesê het, ek is moeg vir dit, hoe dit nou aangaan. Daar's meer. Daar's meer. Kom aan, wie weet waarvan ek praat? Abraham, jy moet oppak en jy trek. Dis reg, Here. Abraham weet nie waar ek heen gaan. Ek sal dit op my GPS intik, Here. Jy sal vir my mooi wys. Nee, die Here sê pak op en gaan. Here, maar ek bly my lewe lank hier. Dis reg. Ek het jou daar nodig. Petrus, dis lekker in die boot, nê? Ja, Here. Hier by die haie my nie en is nie nat nie en is nie koud nie. Petrus klim uit. Here, ek kan nie. Maar die oomblik toe Petrus uit die boot uitklim, hoor mooi, toe loop hy op die water. Ja, hy het geval. Ons val almal. Maar uit sy comfort zone uit loop hy op die water. Jou grootste beperking is nie jou situasie nie, dis jou comfort zone.
En soms moet ons net so 'n bietjie geskit word. Die Here sê vir Moses, Moses, gaan terug Egipte land toe, nou gaan haal jy my volk. Here, ek kan nie eers praat nie. Ek hou van die skape oppas. Dit's lekker warm hier in die son en ek grou 'n bietjie gate en dan kry ek water en Here, ek is reg. Baie dankie dat jy aan my gedink het. Ek waardeer die moeite, maar stuur iemand anders. Here, ek kan nie eers praat nie. En die Here sê, Moses, ek het jou geroep. En toe Moses uit sy comfort zone uitkom, hoor my hart, sien hy van die grootste wonderwerke. Het jy al gesien hoe 'n see oopkloof? Jy gaan dit nie in jou comfort zone sien nie. Het jy al gesien hoe manna en kwartels uit die hemel uitval? Het jy dit al gesien? Jy gaan dit nie sien in jou comfort zone nie. Nog 'n makliker een. Het jy al gesien hoe water uit 'n rots uitkom? Jy gaan dit nie in jou comfort zone sien. Het jy al gesien hoe bitterwater soet word? Moet ek regtig aangaan? Het jy al gesien hoe mure in mekaar sak? Jy gaan dit nie sien in jou comfort zone nie. En my boodskap is eenvoudig vanmôre. Ja, dit gaan dalk met ons sleg, want ons is in 'n gebroke wêreld en God gee en neem en ons word getoets en ons is op die verkeerde plek, maar miskien net moet jy vanmôre uit jou comfort zone uitkom. My tweede laaste punt en dan gaan ons lekker sop eet. Jou wonderwerk is op pad. Sê gou vir die persoon langs jou, jou wonderwerk is op pad. Moet ek dit regtig verduidelik? Jy weet waarvan ek praat. Die vrou wat in bloedvloeiing gelei het, 12 jaar. Die man by die bad van Bethesda, 36 jaar. Jy's in jou storm en jy weet nie wat ek kan doen nie. Hou net vas. In jou storm is God nie afwesig nie. Hy's besig om agter die skerm vir jou 'n wonderwerk te doen wat jou sal verbaas. Ek het hier neergeskryf, jou storm is tydelik. Jou wonderwerk is ewig. Hoor jy my hart? Jou storm, jou omstandigheid, dit wat aan die gang is net tydelik, want God sal alles ten goeie meewerk en jou wonderwerk is op pad. Ja, jy's gebreek, jy's geslaan, jy het trane, daar's storms in jou lewe. Hou net vas, want hoe langer dit vat, hoe groter is die wonderwerk. Ek het al geleer op 'n Sondag, as Eelde lank vat om kos te maak, man, dan gaan ons lekker eet. Wie weet waarvan ek praat? Hallo? Dis nie 'n woensdagmiddag ribbietjie en chips nie. Dis vinnig, 20 minute en jy eet. Nee, daar's gebakte hoender met sous en rys en pampoenkoekies. Tannie Ria, my pampoenkoekies is op, tannie moet sorg. Hoor jy my hart? Hoe langer dit vat, hoe groter is jou oorwinning. Hoe langer jy vat om deur jou storm te kom, hoe meer tyd het die Here met groot respek gesê om jou wonderwerk vir jou klaar te maak. Jou storm is nie die einde van jou verhaal nie, dis die begin van jou wonderwerk. Onthou jy toe Jesus sy disippels, ons het verlede Sondag daaroor gepraat, toe hy disippels Kapernaum toe stuur oor die water, en toe dit begin donker word en 'n storm kom, toe loop Jesus op die see. Ek het al gewonder, hoekom kon Jesus nie op die land net die see gekalmeer het nie? Maar dan sou die wonderwerk nie so groot gewees het nie. Want Jesus kon gesê het, ek bestraf die wind en die storms en alles sou gekalmeer het. Nee, Jesus sê, laat hulle maar so 'n bietjie suffer. Kom aan, wie suffer? Dis 'n mooi woord, né? Laat hulle maar nog so 'n bietjie swaar kry. Ek is op die water besig om aangeloop te kom. Die wonderwerk was groter. Ek hoef nie jou te vertel van Lazarus nie. Jy ken dit. Maar miskien net vanmôre moet jy jou oë vir 'n oomblik afhou van jou omstandigheid en jou wonderwerk begin inroep. Here, dis nou tyd. Here, dis nou tyd. Here, het 'n profetiese woord. Here, het die woord vir my gepraat. Here, ek weet wat kom. Here, ek roep dit nou in. Here, ek roep dit in. Ek wil sien hoe jy besig is om op die water te loop en my lewe kom verander in Jesus naam. Amen. Ek sluit af. Nommer 7. Die grootste raaisel in die lewe is, why do bad things happen to good people? Nommer 7. Miskien net is ek en jy in 'n voorbereidingsproses vir dit wat kom. Sjoe. Die Here is besig om jou voor te berei
vir dit wat kom. Onthou jy vir Josef, ek weet dis 'n maklike voorbeeld, maar Josef is gehaat deur sy familie. Hulle was jaloers vir hom. Hulle gooi hom in 'n put. Uit die put word hy verkoop as slaaf. En toe hy by Potifar kom, word hy sleg behandel. Hy word vals beskuldig, hy beland in die tronk en al hierdie dinge wat met hom gebeur het, was God eintlik besig om sy karakter te bou sodat sy sukses groter sal wees. Hy sou nooit uit die put uit in die koning se paleis kon beland nie. Hy moes uit die put deur die woestyn. Hy moes gewerk het as 'n slaaf. Hy moes in die tronk gekom het. Daar is sekere dinge wat prosesse vat om te kom waar dit moet kom. God vorm eers die binnekant voordat hy jou buitekant vorm. Miskien net in hierdie gebroke wêreld met alles wat aan die gang is God besig om jou voor te berei vir iets amazing. Iets amazing. Jou beproewings, jou storm is 'n les wat jy moet leer. Dis ondervinding wat jy moes opdoen. Dis waar jy sterk moes geword het om dit wat na jou kant toe kom te kan hanteer. As die wortels nie sterk is nie, gaan hy die takke nie kan dra nie. En as die takke nie sterk genoeg is nie, gaan ons die vrug nie kan dra nie en word die hele boom afgekap. Maar nee, Here, ek bid vanmôre, begin by my wortels, maak my wortels sterk, maak my takke sterk, sodat ek die vrug wat na my kant toe kan kom met groot lof sal kan dra. Nou baie keer dan sê mense, "Sjoe pastoor, ek het baie tyd gemors in my lewe." Wie het dit al gesê? "Sjoe pastoor, ek het baie tyd gemors. Ek het baie dinge verkeerd gedoen. Ek het baie tyd gemors." Ek wil vanmôre vir jou sê, jy het nie tyd gemors nie, want in God se hande is dit nooit tyd mors nie. Dis 'n voorbereidingsproses vir waar jy vandag en môre en oormôre moet wees. Here, ek is deur 'n klomp goed. Here, jy het goed geneem. Here, ek het seer gekry. Here, ek het 'n klomp goed verloor. Dit was nutteloos. Nee, man. Dis nie nutteloos nie. Ek het jou voorberei. Ek was besig met jou. Ek het binne in jou in goed geplant. Was dit lekker? Nee, eksamen is nie lekker nie. Voorbereiding is nie lekker nie. Maar wanneer ek op die einde kom en ek daar die ding op my kop sit en ek daai band om my lyf kry, dan rejoice ek in die hemel, ek het dit gemaak. Maar ons kyk so vas in die beproewings, dat ons nie sien waarmee God in ons lewens besig is. 2 Korintiërs 4 vers 8-6, my laaste teks. Die ou wêreldse beproefdheid, in my eie woorde, het my nie vernietig nie. Kan ek dit weer sê? Die toetse, die storms, die probleme van hierdie wêreld het my nie vernietig nie. Dit het my voorberei. Dit het my voorberei. Sê pastoor, dit vat lank. Prys die Here, dit vat lank. Kom aan, verander jou oog. Kyk anderste. Ryk jy al daardie hoender wat gebraai word? Jan Smit het 'n gesegde gehad toe hy die minister was. Hy het gesê, as die water begin warm word, sit die koppies reg. As die water begin warm word, sit so lank die koppies reg. Hoor gou wat sê hy. Die water het nog nie gekook nie, maar ek kan nie wag tot die water kook en die vletjie blaas en sê die water het gekook en dan die koppies bymekaar kry nie. As die water, hoor my hart vanmôre, wie sin warm water? Kom aan, wie sin warm water? Hy sê iets besonder. Hy sê terwyl ek besig is om te sien die water om my raak warm, dit raak ongemaklik. Hierdie omstandigheid is nie lekker nie. Dan haal ek die Victoria stel uit in die goue lepeltjies en die mooi bordjies en die goue vurkies, want daar kom 'n fees. Die ketel gaan kook en as hy kook, moet jy gereed wees om die maaltyd te kan geniet. Maar wanneer dit begin warm raak, weet jy wat doen ek en jy? Ons pak die koppies weg. Here, U is besig om my te straf. Here, U is besig om met my verkeerd te doen. Is dit die moeite werd om die Here te dien? En die Royal Albert word gebêre en as die ketel kook, dan gaan dit verby, want my koppies is nie reg nie. Met wie praat ek vanmôre? Why do bad things happen to good people? Jy bly in 'n gebroke wêreld. Die Here gee, maar hy neem ook wat nie goed is nie. Miskien net word jy getoets.
Miskien moet jy op die regte plek kom. Miskien moet jy uit jou comfort zone uitkom. Man, jou wonderwerk is besig om getailor-made te word. En die voorbereidingsproses is aan die gang. Kom ons sluit ons oë. Here, sjoe. Here, ek besef vanmôre dat ons kan nooit die regte antwoord op al hierdie raaisels en al hierdie vrae kry nie. Maar Here, hierdie gee ons so 'n bietjie hoop. Here, hierdie gee ons weer so 'n bietjie, net so 'n bietjie insig en 'n kykie agter die gordyn. Here, ons besef vanmôre, Here, U is besig met ons. Here, gee ons vrede, gee ons kalmte. Here, gee ons 'n bril wat anders te kyk om te weet, Here, dat U is besig en dat U het altyd die beste vir ons in stoor. Here, dankie dat alles ten goeie sal meewerk vir die wat U liefhet, want Here, U het nog steeds 'n plan. Amen en amen.